Môre liewe vriende, weer eens baie welkom, weer eens dankie vir jou besondere selfdissipline. Wat jy tyd maak om stil te word voor jou TV of jou selfoon, of op een of ander manier hoe jy hierna luister, maar dat jy tyd maak om stil te word voor die Here. Ons is nou in 'n besondere tyd, hierdie Pinkstertyd, van vandag af hierdie vanmôre se onderwerp, sowel as dan nou die aansluiting by die res van hierdie week, môre aand, dinsdag aand, woensdag aand en donderdag aand en dan volgende Sondag met die afsluiting met ons nagmaal. Dit is ook goed dat ek nou vir u sê, volgende Sondag is nagmaal. U sal deur die week sal u nou kan volg ook met die verskillende dienste, maar berei vir jouself besonderlik voor vir die nagmaal. Berei jouself voor sodat jy ook die elemente daar beskikbaar sal hê, dat jy brood beskikbaar het, wyn of druiwesap soos dit vir jou gepas is. Mag die Here vir jou 'n besondere tyd gee. Mag ons 'n avontuur beleef in hierdie saam wees om sy woord in hierdie moeilike tye. Ons tema-reeks is te vroeg vermoed verloor. Dat ons saam met die Here kan opstaan, hoop kry, 'n nuwe begin maak. Mag die Here dit vir jou ook moontlik maak. Ons erediens is in sy naam. Dit is in die naam van hom wat is en wat was en wat kom. Dit is in die naam van ons Skepper, die Skepper van hemel en aarde, wat trou bly tot in ewigheid. Dit is in die naam van hom aan wie toe kom al die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Genade vir jou. Dis 'n uitspraak wat die Here vir jou gee, omdat hy vir jou lief het. Wil hy jou oorlaai met sy hartlikheid. Wil hy jou seën. Genade vir jou. In Christus ons Here. Amen. Liewe vriend, kom ons sing. Ek het so 'n behoefte daaraan om soos 'n klein kindjie voor die Here te kom staan. Ons het mos, ek het op pad hier na toe ook met die motorfiets gery en dan sing ek so by myself, Jesus loves you, this I know, for the Bible tells me so. Kom ons sing hierdie, Jesus neem ons kleine kinders, want ons is maar almal swak voor hom, maar hy is die een met krag. Kom ons sing hierdie lied, Liedboek 239. Nou gaan ons lees uit Psalm 23, bekende Psalm. Ek lees hom uit die nuwe vertaling, 2020 se vertaling. Kom ons bid eers saam.
Here, ons wil graag al die ander dinge daar buite uitsny, om in hierdie rukkie onsself te baai, te deurweek in u genade, om te hoor wat u vir ons wil sê, om te ervaar hoe dat u hand na ons toe uitsteek, hoe u ons optel, hoe u ons versorg, en ons weer op veilige rots laat staan. Ja, Here, kom doen dit vir ons, in Jesus se naam vra ons dit. Amen. Psalm 23, ek lees vir u die hele psalm. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my veilig rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie tot ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donker kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want u is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ek wil graag net onder vers 3 onderstreep. En ek lees hom nou hier, soos hy hier staan. Hy gee my nuwe lewenskrag. Die ou vertaling van 53:33 het gesê, hy verkoop my siel. Hy tel jou op. Hy herskep jou. Hy gee nuwe krag. My liewe vriend, ek wil graag hê met jouself, saam met my in die Gees indink, hoe dit moet wees om hopeloos verdwaal te wees in 'n oerwoud. Jy is alleen in hierdie digte bos. Sover jy kan sien, is dit net bos. Skielik bevind jy jou totaal alleen. Jou geselskap waarmee jy saam beweeg het jy op een of ander manier verloor. Hulle is weg, hulle is nie meer daar nie. Daar is nie eers 'n uitgetrapte paadjie wat jy kan sien waar langs jy nou moet loop nie. Ja, jy is totaal verdwaal. Jy is totaal in die war. Want jy sien hier in die bos, voel jy jouself totaal ontuis. Elke tree is vir jou 'n bedreiging. Baie van ons is so. Daar's sommige van ons wat nie so is nie. Mense wat floreer in die veld en in die natuur. Maar daar's baie mense wat totaal beangs is aan hierdie natuur uitgelewer, skrikwekkend. Hier voer jy totaal ontuis. Jy's nie hiervoor uitgeknip nie. Jy's van kinderdae af 'n stadsmens. Jy's gewoond aan elektrisiteit en krag en 'n dak oor jou kop en dis alles veilig, maar hier in hierdie bos totaal verdwaal. Jy weet nie waarheen nie. Kan jy jou oomblik voorstel hoe jy moet voel as jy hier so uit jou element uit is? Jy is nie in 'n veiligheidszone nie. Jy is nie in jou gemaksone nie. Sonder antwoorde, sonder oplossings, sonder energie. Jy's totaal beangs.
Hoe moet dit voel om so hopeloos ontredderd, sonder hoop in hierdie wêreld te wees? Vir vele mense is dit hoe die lewe voel. Dit voel of die mat onder hulle uitgeruk is. Hulle is totaal uit hulle gemaksone uit. Hulle is oorgelewer aan 'n doolhof van doodloopstrate, aan leë beursies, oortrokke bankrekeninge, gebreekte harte, drome wat aan skerwe lê, stikkende huise. Ja, ons oerruit bestaan uit hospitaalmure en onsigbare virusse waarteen jy so hulpeloos in 'n onmag voel. Ons hoor nie die voëlsang nie. Ons hoor nie dieregeluide nie. Sou jy dit wel hoor, maak dit jou bang. Maar wat jy wel hoor, is die gestry van politieke leiers, gestry van beterweteriges, die gestry van ongenaagbare werkgewers, en die roofdiere wat op die loer lê op jou lewe, is die skuldeisers. En ons vrees in hierdie radelose oorlewingsstryd. Ja, dis 'n oerwoud daar buite. Hierdie COVID-19 tyd het die lewe vir baie mense so ontredderde oerwoud gemaak. Die Engelse sê mos, it's a jungle out there. Daar's nie hoop nie. Baie mense is moedeloos, alles verloor. Uitsiglose donker tonnel sonder enige lig daarvoor. Hoop verlore. Hoe sleg moet dit wees om so sonder hoop te wees? En wat is nodig om hierdie hoop nou weer uit hierdie stikkende omstandighede te vernuwe? Daar's miskien baie antwoorde, maar ek wil maar in my onkunde vandag 3 belangrike dinge vir jou noem. Miskien is die eerste belangrike ding, jy wil iemand hê, om daarom net hier saam met jou te wees. Om daarom net jou hand te hou, miskien dalk net vir jou, soos in die komrits, onder jou arm in te kruip, en vir jou op te help. Jy het iemand nodig, wat nie so hulpeloos, so hooploos, en so verward voel soos jy nie. Jy benodig iemand, wat die pad ken, uit hierdie gemors uit. Iemand wat jy kan vertrou. Goed, en tweedens dink ek moet dit ook ten minste iemand wees met visie. Iemand wat lig sien, al is alles hoe donker rondom jou. Daai iemand moet so aansteeklik vir jou ook ophelp en opbou en versterk. Jy het iemand nodig wat jou hand kan vat en vir jou met 'n versterkende sekerheid kan verseker. Hierdie is nie die einde nie. Dis te vroeg vir moed verloor. Moenie opgee nie. Daar's altyd uitkoms. Staan op. Volg my. So iemand het ons nodig. En derdens moet dit daarom ook iemand wees wat koersvas weet waarheen hy gaan. Nie bloot maar net 'n metgesel wat saam met jou in hierdie ellende is nie. Ook nie maar net 'n dromer wat droom oor die uitkoms, maar hy weet nie hoe nie. Dit moet iemand wees wat weer vir jou kan uitbring op 'n plek waar jy lig kan sien. Iemand wat vir jou hoop kan herstel. En ek glo dit is soos Dawid dit hier sien.
Hy gee nuwe lewenskrag. Die Here wat my herder is, die een aan wie ek behoort, hy gee nuwe lewenskrag. Hy verkoop my siel. Hy lig my op uit hierdie ellende van moedloosheid, van hooploosheid. Dis wat Dawid hier in hierdie Psalm sê. Hy verkoop my siel. Ons het 'n herder, liewe vriende, ons het so 'n herder. Wat spesialiseer daarin om platgeslaane, moedverlore siele op te tel. Om nuwe visie te gee, 'n visie op hoop. Ja, ons het iemand nodig wat ons kan verkoop, wat verkwikkend is in ons lewe. En interessant genoeg, hierdie herder wat kom om jou op te tel, soos Dawid dit hier in Psalm 23 sê, hy verander nie die oerwoud nie. Hy maak nie die moeilike omstandighede daar buite rondom jou tot niet nie. Maar hy gee jou innerlik nuwe krag. Hy lei op die regte paaie, selfs al gaan jy deur donker dieptes, is jy nie bang nie, want hy is met jou. Ja, hy spesialiseer daarin om platgeslaandes op te tel. Die wêreld is maar nog steeds 'n oerwoud. Maar jou vrees is weg. Jou hoop is herstel. Wat 'n wonder sal dit nie wees, as hierdie verkwikkende geloof nie jou en my en elkeen van ons se geloofslewe kan wees nie. Dan is daar hoop. Dan weet ons hoef nie moedeloos, maar net in sak en as te gaan sit nie. My liewe vriend, ons herder ken ons. Hy ken ons harte. Hy weet ons is nie gemaak vir hierdie chaos nie. Vader kyk na hierdie stukkende wêreld en hy sien hoe ek en jy baie keer voortploeter in hierdie modder. In 1 Petrus 2 is daar 'n wonderlike insig wat Petrus vir ons gee. Hy sê ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons is bywoners in hierdie wêreld. Ons hoort nie eintlik hier nie. Ons eintlike woonplek is daarbo. Is by hom. Ek sal in die huis van die Here woon tot in lengte van dae. En daarom kom hy en moedig ons aan om op te kyk na die hemel, om jou oë te rig daarbo waar hy is, waar dit nie 'n gebroke wêreld is nie. Weereens wil ek hê jy moet saam met my na Kolossense 3 vers 2 gaan kyk. Kolossense 3 sê vers 2, bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het gesterf, julle lewe is saam met Christus verborge in God. Dis waartoe ek en jy nuut geword het. Dis wat verander het die oomblik toe ons oë oopgaan en ons tot geloof gekom het. Dis wat gebeur met regeneration, wedergebore. Ons is opnuut gegenereer. Christus is my lewe. En daarom rig jou oë op hom daarbo. Ek sal saam met hom in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dis hy, die goeie herder van Johannes 10, is die een wat sê ek is jou herder. Ek gee vir jou die lewe. Ek gee dit vir jou in oorvloed, Johannes 10 vers 10. Maar nou Johannes 14 sê hy, ek is die weg. Daar in die oerwoud, waar jy nie eens 'n voetpaadjie of 'n uitgetrapte paadjie kan sien en nie weet waar jy nie, daar kom hy en sê, volg my, hou my hand vas. Ek is die weg.
Ek is die pad hieruit. Ek is die waarheid, ek is die lewe. Sy oë is op ons hemelse woonplek gerig. En hy vat ons aan die hand en hy lei vir ons uit hierdie verwarring. Kyk maar Psalm 121, ook 'n bekende psalm. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskermer sal nie insluimer nie. Vers 5 tot 7. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedag sal die son jou nie skaad nie, en snags nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Jou lewe sal hy beskerm. Ja, hierdie wêreld is 'n oerwoud. Hierdie wêreld is vol slaggate, chaos, virusse, siektes. Hierdie wêreld is nie vir ons baie vriendelik nie. Maar ek, sê Jesus, is die weg. Ek is die pad hieruit. Hy gee 'n nuwe hoop. Nie deur die oerwoud te verander nie, maar hy gee homself. As hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en kyk, ek is met julle, dan gee hy homself. Met al die mag in die hemel en op aarde. Ek hoef vir niks bang te wees nie, want saam met hom is ons meer as oorwinnaars. Ja, Jesus gee weer hoop. Nie deur die oerwoud weg te vat nie. Liewe vriend, dit mag dalk wees dat jy vanmôre glad nie so gebroken is deur hierdie wêreld nie. Dit mag wees dat jy nie 'n oerwoud beleef nie, maar groen weivelde met waters waar daar rus is. Baie geluk. Ek is saam met jou baie bly daaroor. Maar wat lê môre voor? Wat lê vir jou om die draai? Dit weet ons nie. Niemand weet nie. Daar mag dalk om die hoekie vir jou 'n virus wag, wat soos met baie besondere vriende van my 'n verskriklike lyding veroorsaak het. Om die draai mag daar vir jou 'n begrafplaas voor lê. Om die draai mag daar 'n stikkende huis, 'n leë huis voor lê. Al sou jy vandag geen behoefte hê aan hoop nie. Jy mag dit dalk môre nodig hê. En dis my gebed dat hierdie woord van vandag, ook môre wanneer jy moontlik dalk deur die diep waters moet gaan, sal ervaar, ek wat alle mag in die hemel en op aarde is met jou. Ek verkoop jou siel. Ek gee vir jou nuwe hoop. Daarom, my liewe vriend, kom stel jou vertroue in hom, ons goeie herder. Hy ken die pad van oorbegin. Hy wag vir jou. Hy staan as dit ware en sê, hier is my hand, kom na my toe. Almal van julle wat vermoeid en oorbelas is, kom na my toe en ek sal vir jou rus gee. Ek sal vir jou lei na waters waar rus is, waar daar vrede is. En jy kan saam met my wees in die huis van my Vader tot 'n lengte van dae. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie dat U ons blindheid ken. Ja, ons is baie keer maar arm en blind en kaal. En ons sien dit baie keer nie eens raak nie.
Maar U sien dit. En U draai nie rug op ons en loop weg nie. En sê, kry vir jou, jy het ons gesoek daarna. Nee, U is die God van weerbegin. U is die liefdevolle God wat vir ons dra en red. Soos ons in die woord lees van die kind wat spartel in sy eie bloed, wat U optel en was en versorg, en as U eie aanvaar, so maak U ook vandag nog, met ons wat stikkend is in hierdie wêreld. Dra vir ons en versorg ons asseblief, in Jesus naam. Amen. En nou, my liewe vriend, kom ons sing daai ou Halleluja lied van die lei vriendelik lig in hierdie aardse duisternis. Liedboek 511. Kom ons sing dit saam. En nou wil ek die seën van die Here op jou uitspreek, asof dit vir jou die gids is wat jou hand kan vat. Die genade van Jesus, die liefde van Vader en die versorging van die Heilige Gees bly met jou.